Onthou jy nog die tyd voor die skerms? Selfoonskerms, TV-skerms, groot skerms, klein skerms. Oral deesdae waar ons gaan, is dit net skerms. Onthou jy nog die tyd toe ons in die tuin kon sit sonder 'n selfoon wat ons elke oomblik pla? Daai lang aande van niks doen en net rus. Onthou jy nog al die stories wat ons mekaar vertel het? Ek onthou toe ek nog 'n kind was, het ons gesit in die groot mense se geselskap en ek het so lekker geluister na al die stories en daai dae het hulle dit spekskiet genoem. Maar wat hulle ook al geskiet het, dit was lekker as 'n kind om net na te luister. Die dae toe ons sommer net oor die straat kon stap, by iemand se voordeur instap en net kon gaan kuier. Ek kom van die platteland af en daar het jy nog actually geweet wat jou buurman of jou buurvrou se naam was. Eendag het ek gaan kuier op die plaas by 'n vriend van my en hulle het 'n lang olie geyser gehad, net reg oor die bad. Het nog 'n ou gietysterbad gehad, kersse gehad in die aande, rotte in die nag wat jy kon hoor rondhardloop. En ek het hierdie aand by kerslig in die bad gelê en gekyk na hierdie geyser. In hierdie geyser was daar so 'n klein stukkie wol met olie wat drip op hierdie wol en aan die onderkant was daar 'n trek en hierdie olie het gebrand, dat daai geyser het eintlik gesê woe aan mekaar en ek het my so verwonder aan die vlam hier voor my wat die badwater warm maak en die olie wat drip en daai bietjie watte wat brand asof dit nooit gaan ophou nie. In elke hart, in jou en my hart, is daar iets wat drip. Daar's 'n olie wat drip in ons elkeen se hart. En ek wil dalk die vraag vra, wat dryf ons deesdae? Wat maak ons moeg? Wat steel ons kreatiwiteit? Wat is daar wat die hele tyd drip en gas gee, soos ons altyd sê? Is daar iets in jou? Is daar iets in my wat ons daai gas gee die hele tyd? En dalk is die groot vraag, wat kan dit wees? Wanneer ons Genesis lees, dan sien ons die Here die wêreld in 6 dae geskep. En wanneer is die mens geskep? Op dag 6, net voor die Sabbat. Die 7de dag, sê die Bybel, het God gerus. Dit was sy Sabbat, dit was die tyd waarin hy gerus is. En wanneer is Adam en Eva gemaak? Die dag net voor die Sabbat. Met ander woorde, God se laaste dag in die skepping was 'n rusdag. Adam se eerste dag was 'n rusdag gewees. George, hoe werk dit? Jy sien, ek en jy is geskep om nie vir rus te werk nie, maar ons is gemaak om vanuit rus te werk. Onthou jy daai skermlose dae, daai lang aande waaroor ek net nou gepraat het, die voeltjies wat ons kon hoor sing in die tuin? Ek en jy is gemaak om nie te werk vir 'n oomblikse rus nie. Ons is gemaak om te leef en te werk vanuit rus. En daai twee woorde, vir en vanuit, is baie beduidend vandag. Wat beteken dit? Kom ons lees Efesiërs 2 vers 6 tot 9. Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek. Dis Paulus wat hier praat. En saam laat sit in die hemel. As jy 'n Bybel by jou het, trek 'n rooi kring om daai woordjie sit. Hy het ons in Christus Jesus opgewek en saam laat sit in die hemel. Jou en my geloof begin nie met hardloop nie. Ons ewigheid word nie verdien deur hardloop nie, maar dit begin met sit. Nou jy ons net gesê Adam se eerste dag was 'n rusdag. Ons begin nie met die groot doen nie, maar met die groot gedoen. Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle verlos deur geloof. Ek en jy wil baie keer die groot doen, maar Jesus het die groot gedoen sodat ek en jy kan sit in sy teenwoordigheid. Hy skrif gaan aan en hy sê, juis kom dit nie uit julleself nie. Daai woorde uit julleself is belangriker as wat ek en jy dink. Dis 'n gawe van God. Vers 9, dit kom nie uit eie werke nie, maar dit kom uit dit wat hy gedoen het. Kom ons praat 'n bietjie oor hierdie woordjie sit. Wat beteken dit? Jy sien die Hebreëse kultuur
praat van sit as 'n plek van autoriteit en heerskappy. 'n Koning het altyd gesit op die troon. Ons gaan sit aan die regterhand van die Here. Wanneer ouers hulle kinders geseën het, het hulle altyd gaan sit, want sit was 'n posisie van seën. Sit praat van autoriteit en heerskappy. Ek sê altyd, gesag sit, onsekerheid, hardloop vervaard rond en spring rond om net iets gedoen te kry. Nou ek wil net hier stop en vir jou sê dat hierdie woord van sit, hierdie woord van rus was nog nooit in my lewe getoets soos hierdie week nie. Ons het ons kerkgeboue daar by Agape verkoop, want ons trek oor hier na Bikers Church toe, en dele wat al groot geboue verkoop het weet, deur hoeveel hoepels jy moet spring. En jy weet hoe die onrustigheid posvat van jou hart. En die laaste ding wat ek wou doen was om te beweeg vanuit rus uit. Want ek is 'n man wat daarvan hou om dinge te laat gebeur. Dink bietjie aan Psalm 23 vers 6. Dawid sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly. En daai woordjie bly is yazaf in Hebreëus, wat beteken sit. Met ander woorde, Dawid sê, ek sal in die huis van die Here sit. Ja, nou het ek en jy gesê, Adam het sy lewe met die Sabbat begin. Hoe kon Adam dan sy groot taak op aarde met rus begin? Want jy sien, Adam kon met rus begin, want die Here se werk was klaar gewees na die skepping. Hoe kan ons, ek en jy, dan ook vanuit rus begin? Want jy sien, Jesus se werk was klaar. Hy het die prys vir ons betaal, en daar was 'n oomblik wat hy gesê het, dit is volbring. Johannes 19 vers 30 sê, toe Jesus die suurwyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy kop vooroor gebuig en sy gees oorgegee. Daai woord volbring is die Griekse woord teleo, wat 'n snaakse betekenis het. Dit beteken vervaldatum. So toe Jesus sê tetelestai, dis volbring, net voor hy sterf, het hy gesê iets het verval, iets het sy vervaldatum bereik. Jy sien, met sy laaste asem het Jesus ons ou natuur, jou en my ou natuur, die ou George en die ou Koos en die ou Sunny of Sari. Jesus het met sy laaste asem ons ou natuur se vervaldatum aangekondig. Want in hom kry ek en jy 'n nuwe natuur. Dink 'n bietjie aan Jesaja 30 vers 15 wat sê, want so sê my Here, die Heilige van Israel, in bekering en rustigheid lê julle redding. In kalmte en vertroue lê julle krag. Ek en jy dink baie keer in woel en dinge doen en perform lê ons redding. Maar hy sê in bekering en rustigheid lê jou redding. In kalmte en vertroue lê julle krag. Daai ding kalmte en vertroue is so moeilik wanneer dit woes gaan om ons. Want wanneer ek en jy vanuit die rus van die Here wegspring, straal ons 'n stilte en 'n selfvertroue uit. En mense sê baie keer vir my, George, is nie verkeerd vir 'n Christen om baie selfvertroue te hê nie. Dan sê ek altyd, nee, is nie verkeerd nie, want selfvertroue is altyd gebou op God vertroue. Ek kan selfvertroue hê as ek die werk wat Jesus gedoen het, kan vertrou. Nou selfvertroue is een van die pilare van ons siege. Met selfvertroue navigeer ons hierdie kompleksiteit van die lewe om ons, hierdie lewe met die baie skerms en besluite wat so kompleks geword het. Sonder selfvertroue het ons nie 'n katse kans om rustig te word en te werk vanuit rus nie. Selfvertroue is die anker van veerkragtigheid. Veerkragtigheid beteken in Engels to bounce back, as jy 'n ding oorgekom het om terug te bons. Dis die anker van ons doel en is ook die anker van vervulling in ons lewe. Maar ek wil 'n baie belangrike ding sê vandag, en ek wil praat oor die roes van rus. Wat maak dat jou en my vrede letterlik oproes?
binne in ons, en hou vas, hier kom die shocker, is daar 'n patologiese kritikus ingebou. George, wat bedoel jy? Elkeen van ons het 'n wrede, uitgesproke kritikus hier binne, en ek dink myne is veral op sy perdjie. En hy vergelyk jou en my met ander mense. Hierdie kritikus in ons binneste stel daai onmoontlike standaarde. Hy laat klein foutjies so groot lyk. En ek het hierdie week gesien, wat kan 'n prokureur doen met 'n klein foutjie, 'n klein komma of 'n punt in 'n sin. En net so maak hierdie kritikus in ons binneste, en ek vergelyk nou nie prokureurs met ons kritisie binne in ons nie. Dis wat ek doen nie, so ontspan as jy 'n prokureur is. Maar hierdie kritikus in jou, laat die klein foutjies wat ek en jy maak, reusagtig lyk. En sy pak sla is meedoenloos. In plaas van komplimente, kry jy net nuwe standaarde by hierdie kritikus. Elke ding wat jy goed doen, elke ding wat jy verdien om op die skouer getop te word, sê hy, hey, hier's 'n nuwe standaard, hier's 'n nuwe manier om dit te doen. Jy's net nooit goed genoeg nie. As jy nie die beste is nie, is jy niks nie. Jare terug 'n boogskietklub gehad, en daar was SA skitters in ons klub gewees in daai tyd. En een van hulle het altyd gesê, as ek nie tweede kom, het ek laaste gekom. Is of eerste of niks. En daai kritikus in jou en my doen dieselfde. As jy nie die beste is nie, is jy niks. En hierdie kritikus in jou is ook baie lief vir name. Name soos stupid, onbekwaam, swak, selfsugtig, lelik. Hy besluit sommer self wat jou vriende van jou dink. En dan meet hy jou teen dit wat hy besluit het hulle van jou dink. En dan dink ons, wow, ons vriende kyk na ons met 'n houtoog en 'n plankbril, en hulle sien net die swak in ons raak, en ons trek terug in onsself, en ons kruip weg. Wanneer Vader God sê met jou vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weggooi nie. Hierdie kritikus is so verweef in jou gedagtes, dat jy nooit sy gevaar raak sien nie. Want hy skuil agter iets. En die ding waar agter hy skuil is hierdie sinnetjie, ek is net redelik en ek is net eerlik met jou. En die ergste van alles is, ek en jy glo hom amper altyd. En wat is die effek daarvan? Hy sit jou en my selfbeeld deur 'n shredder. As jy nie weet wat 'n shredder is nie, ons trek nou weg al by die kerk, al die ou dokumente gooi ek in hierdie shredder, hy so klomp sulke lemme, dan sny hy als in sulke reepies op, en jy kan niks lees wat daarop staan nie. En jou en my selfbeeld gaan deur so 'n shredder, as gevolg van hierdie kritikus wat in ons woon. En so hard kan geen enkele dag met rus begin nie. Hoor wat sê Johannes 8 vers 32. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. En hy woordjie ken is baie intieme woord. Dit word gelink van die Grieks na die Hebreëus met dieselfde woord dat Adam het vir Eva beken. Is 'n baie intieme woord. So hy sê eintlik, as jy met die waarheid trou, sal die waarheid jou vrymaak. En partykeer neem ek en jy net notisie van die waarheid in die Bybel, maar ons trou nie met daai waarheid nie. Watter waarheid? Johannes 8 vers 36, net 3 versies later. En as die Seun dan julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Vryheid kom net van een plek. En dit is van die Seun wat ons vrygemaak het. Die Here het sy kosbaarste familielid, sy Seun, geoffer vir jou en vir my. Of so 'n oomblik in die geskiedenis waar hy hierdie swaar besluit moes neem. Wat is George werd? Gaan ek hom verruil vir die lewe van my seun of gaan ek nie? En die oomblik toe dit gebeur, die oomblik toe daai seun sy laaste asem uitblaas nadat hy gesê het, tetelestai, jou ou natuur het sy vervaldatum bereik. Op daai oomblik, sê die Bybel, het 'n nuwe verbond, ons noem dit die Nuwe Testament, in werking getree. Sy nuwe verbond gee vir jou en my toegang
In die ou dae, as 'n koning verbygestap het, moes die slawe na die mure toe draai en wegkyk van die koning. En vandag sê die koning van die konings, as gevolg van my seun wat gesterf het, het jy toegang tot my. Jy hoef nie meer in skaamte na die muur te kyk as ek verbykom nie. Jy kan my in die oë kyk. Ons het toegang gekry tot die grootste persoonlikheid, die grootste krag in die heelal. En ek wil vandag afsluit met hierdie vraag: wat gaan jy daarmee doen? Wat gaan jy en ek doen met daai toegang? Gaan ons sommer sê, nee, dis maar net niks en toelaat dat die kritikus hier binne in ons dit doodpraat met al sy gesaanik oor my en jou foute? Of gaan ons by daai plek kom waar ons sal sê, Vader, hierdie toegang gaan ek gebruik. Ek gaan inkoop in die liefde vir my. Ek gaan my liefde uitgiet op U. Ek sal die laaste myl vir U stap. Ek het toegang tot die hulpbronne van die heelal, tot die grootste krag van kreatiwiteit in die heelal. Nooit weer hoef 'n probleem groter as ek te wees nie. Ek sluit af met die woorde: gryp jou vrede. Gryp jou vrede. God het gerus na hy alles geskep het. Adam is geskep en sy eerste volledige dag was 'n rusdag. Miskien is dit tyd dat ek en jy ons vrede terugvat wat Jesus vir ons gekoop het. Waar ons nie toelaat dat ons selfvertroue deur die shredder gaan oor die leuns van die kritiek hier binne in ons nie, maar waar ek en jy gaan en sê, die Here is tevrede met my. Ek het toegang tot hom, tot sy krag, tot die hulpbronne wat hy vir my gee. En vir die eerste keer kan ek die lewe ingaan met 'n stilte in my hart. En nie 'n olie wat drup en brand en my uitbrand nie. Wat die heeltyd sê meer, harder, vinniger nie. En wanneer ek en jy ons vrede gryp, dan kom ons ook by die plek waar ons gesag en autoriteit terugvat. Onthou jy, sit is 'n plek van seën, sit is 'n plek van gesag. En ek wil jou vandag uitdaag, gryp dit. Gryp jou vrede, vat dit. Moenie toelaat dat jou kritikus dit meer verder vir een oomblik van jou steel nie. En ek wil vir jou vandag bid dat die Here sal kom en dat hy die vrede wat alle verstand te bowe gaan in jou hart sal sit. En die rede hoekom hy sê alle verstand te bowe gaan, want hierdie ding is so groot dat ons dit moeilik gryp. Dit is so groot dat ons dit moeilik vat, want ons dink altyd, miskien moet ek net ietsie meer doen. Die Here wil jou gesag vir jou teruggee, sodat jy kan wen in hierdie wêreld. Vader, ek wil vir elkeen bid wat saam my geluister het vandag na u woord. Ons wil vandag trou met hierdie woord dat in Christus het ons vryheid en ons vrede teruggekry. Geef vir ons 'n week waarin ons elke dag sal opstaan met 'n rus in ons hart en dat ons sal weet dat u veg vir ons. Ons hoef nie meer te hardloop, te spartel nie, want u is in beheer en ons kan u vertrou met u goedheid. En ons eer u daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Maak 'n draai by agape.co.za as jy graag in ons gemeente 'n bydrae wil lewer. Doen dit. Jy sal alles op die webwerf kry wat jy nodig het. En ons sien jou volgende week, selfde plek, selfde tyd en onthou, gryp jou vrede. Elke oomblik, elke sekonde behoort aan jou. Maak die meeste daarvan. Sien jou weer.